Goeiemôre almal. Dit is vandag Hemelvaartdag. En vanoggend wil ek vir jou herinner aan hierdie groot gebeure in Jesus se bediening op aarde. Iets wat ons dikwels vergeet, dalk omdat ons so op die kruisgebeure ingestel is en dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat ons van sy ander groot momente vergeet. Nou onthou julle so, net bietjie meer as 6 weke gelede het ons Paasfees gevier. Dit was eintlik 'n dubbele viering. Die Vrydag het ons die Goeie Vrydag herdenking gehad, toe ons onthou het dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. 'n Wonderlike dag vir ons, maar nie so positief. Ja, dit was positief vir Jesus, maar hy moes sy lewe vir ons gee. En dan die Paasondag, toe ons herdenk het, maar hy was nie in die dood, of hy het nie in die dood gebly nie. Hy het opgestaan, hy lewe. En ons kan daarom ook die ewige lewe hê, want hy het volkome vir ons sondes betaal aan die kruis. En ons kan 'n volkome vrygemaakte lewe hê met hom. Dit is so wonderlik. Maar daar was nog 'n ander groot moment in Jesus se bediening op aarde, en dit was die dag toe hy opgevaar het na die hemel. Hy was saam met sy disippels en hy's opgeneem. En Lukas skryf daaroor die volgende. Hy skryf in Handelinge. Nou ons moet onthou, sy eerste boek was die Evangelie van Lukas, en dan volg hy daardie evangelie op met die boek Handelinge, en hy skryf dan: My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Nou ek het hier so 'n paar verse oorgeslaan, vers 9 skryf hy: Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan, en die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou waarom is dit vir ons belangrik dat Jesus opgevaar het na die hemel? Die Bybel leer ons dat dit vir ons, vir jou en vir my, die versekering gee dat ons ook sal hemel toe gaan. Jesus of kan hemel toe gaan as ons in hom glo, want Jesus het vir ons gaan plek voorberei. Hy tree vir ons in by die Vader. Hy verseker ons dat ons ook by hom kan wees. Paulus skryf daaroor in 1 Tessalonisense 3 vers 13 tot 18 as hy so sê: Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Jesus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word in die lug in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. En dan sluit hy af as hy in daai stukkie sê: Troos mekaar dan met hierdie woorde. Paulus sê, hierdie wete dat Jesus opgevaar het en dat hy weer kom, moet vir ons bemoedig in ons geloof, en ons moet mekaar daarmee bemoedig. Daarom wil ek vanoggend vir jou aanmoedig om 'n bietjie na te dink oor hierdie dag.
en opnuut weer versterk te word in die wete. Ons het in Christus 'n lewende hoop. Hy het vir ons opgevaar dat hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy tree vir ons in. Hy maak vir ons 'n plek. As ons by hom wil wees, weet ons kan daar wees, want hy het opgevaar. Hy is daar. Daar is geen beter versekering om mekaar aan te moedig as die feit dat die Here leef en hy maak vir ons plek en ons mag by hom wees. Daarom kan ons met vreugde sing, ek weet verseker. Of ons kan sing, ek sien 'n nuwe hemel kom. Mag die Here met julle wees hierdie dag en opnuut julle geloof in die opgestane, maar ook die opgevare Jesus versterk. Kom ons bid saam. Onse Here, ons eer en ons loof en ons dankie. Dankie dat ons kan weet, U leef, maar U heers ook nog steeds. U sit aan die regterhand van die Vader en U tree vir ons in en U maak vir ons 'n plek gereed. En ons kan weet, ons erfenis word veilig in die hemel bewaar deur U. Ons dankie daarvoor. Help ons om mekaar in hierdie dag opnuut weer te versterk. Help ons om self ook versterk te word deur die wete. U het alles in beheer en die plek is gereed. Ons moet hier net ons volle lewe aan U wy. Help ons om dit te doen in die wonderlike naam van Jesus. Amen.